Ons kan vanoggend oopmaak by Habakuk hoofstuk 3. En terwyl julle daar oopmaak, wil ek net regtig dankie sê vir Dominee Saki en Dominee Gerard vir die geleentheid om vandag hier so te kan staan en te kan preek. Dis iets wat ek regtig baie waardeer. Dis 'n proefpreek, maar ek sien dit as meer as net dit. Wanneer ook al ons God se woord bring, is dit iets wat 'n ernstige saak is. En ek het dit al voorheen gesê en ek sal dit weer sê, maar wat ons doen op 'n Sondag is nie vir selfmotivering nie. Wat ons doen op 'n Sondag is hier om te ontmoet met God en sy woord te ontvang. As ons vir enige ander rede hier is, dan is ons hier vir die verkeerde redes. En so kom ons lees net saam. Ek wil vereers net, kom ons lees Habakuk hoofstuk 3 vanaf vers 17 tot 19. En dan sal ons oopmaak in gebed. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my redding. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes. Kom ons maak dit oop in gebed en dan gaan ons aan. Hemelse Vader, ons kom voor U vandag, Here, en ons vra dat U Heilige Gees teenwoordig sal wees in elkeen van ons om die woord vir ons te openbaar, Here. Ons kom hier want ons het 'n ontmoeting met U. Ons kom hier so van ons wil U leer ken. En soos ons U leer ken, sal ons lewe verander, Here. En daarom vra ons vandag dat U getrou sal wees aan die woord en dat U sal kom en U aan ons openbaar. So wees saam met ons, Here, en gee ons Heilige Gees om U woord te kan verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die tema van vandag in Habakuk hoofstuk 3 is vreugde in God. En ek dink as ons van vers 17 tot 19 kyk, dan sien ons dit duidelik. Habakuk is iemand, ten spyte van alles, wat sy vreugde in God vind, nie in sy omstandighede. En die boek van Habakuk, as mens gaan vir 'n kort inleiding, bietjie meer om te verstaan oor die boek. Nie elkeen van ons lees elke dag dat dit nie, maar die boek van Habakuk is 'n gesprek wat plaasvind tussen God en Habakuk. Dit vertel 'n kontras wat gebeur in hoofstuk 1 en dan in hoofstuk 1 of hoofstuk 2 tot 3. Habakuk kom na God toe met 'n klagte in hoofstuk 1. En dit is baie belangrik om dit te sien. Habakuk kom nie na God toe met blydskap nie. Hy kom nie na God toe omdat hy heel eerste gelukkig was nie. Hy kom nie heel eers na God toe omdat hy alles gehad het nie. As ons hoofstuk 1 en 2 gaan kyk, Habakuk kom na God toe omdat hy treur oor die toestand van Israel. Hy treur oor hulle sonde. Hy huil voor God oor hulle sonde, oor die toestand van hulle land. En hy vra vir God, hoe kan U dit toelaat? Op 'n stadium gaan hy so ver om te sê, Here, U sien wat hulle verkeerd doen, maar U doen niks. Here, ek vra U, wat doen U? U hoor my nie as ek vra wat U doen nie. En so hy sê eerstens, God hoor nie sy gebed nie. En dan tweedens dan sê hy, Here, U sien nie wat gebeur nie. En evenal sien U wat gebeur, U doen niks daaraan. Dit is Habakuk se klagte. Hy is op die laagste punt van sy lewe. Hy voel nie dat God hoor hom nie. Hy sien net sonde oral rondom hom en hy voel dat God doen niks vir dit. Hoe is dit dan dat hy aan die einde van hoofstuk 3 kom en hy sê, Here, ek sal in U bly wees. Here, ek sal my vreugde in U vind. Wat het tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 3 gebeur dat Habakuk se hart so verander het? En ek dink as ons kyk na dit, dan sien ons self vir onsself dat Habakuk plaas sy vreugdevolle vertroue in God ten spyte van swaar kry.
Habakuk verbly hom nie, hy verbly hom in die Here, en neem sy blydskap in God, terwyl hy swaar beproewinge en lyding in die gesig staar. Ons kry die prent in hoofstuk 3 vers 17 tot 19. Die lande dra nie vrug nie, daar is nie beeste nie. Ek dink dis iets wat ons amper half kan sien. Hoeveel keer het ons 'n droë somer gehad waar daar niks is nie. En hy sê hierso, ten spyte van daai goed, gaan ek my blydskap in die Here vind. En so ons vraag vir vandag, terwyl ons hierdie tema in die boek van Habakuk sien, vreugde in God, ten spyte van sy swaar kry, dan vra ons onsself hierdie vraag: hoe het Habakuk se klaaglied in lofprysing verander? Hoe het Habakuk verander van hartseer, verlies, na vreugde en krag in God? As ons na die konteks van Habakuk 3 kyk, dan sal ons ontdek hoe Habakuk sy vreugde in God gevind het. So dit is wat ek wil doen, en ek dink as ons na hierdie gedeelte in hoofstuk 3 kyk, dan is daar 3 goed wat ons sien, wat gemaak het dat Habakuk sy vreugde in God gekry het. So kom ons begin met vers 1 tot 2 in hoofstuk 3. Kom ons lees dit saam. 'n gebed van Habakuk die profeet. Here, toe ek van u roem gehoor het, is ek met ontzag vervul. U dade, Here, maak dit in werklikheid in hierdie tyd. Laat dit in hierdie tye bekend word. Onthou om barmhartig te wees te midde van ontsteltenis. In hierdie gedeelte dan sien ons God se belofte. God het gesê in hoofstuk 1 dat hy gaan Israel oordeel vir hulle sonde. As ons in vers 5 tot 6 gaan kyk van hoofstuk 1, dan sien ons, God het Habakuk se vraag geantwoord. God het Habakuk se gebed geantwoord toe hy gekla het oor Israel se sonde, oor die toestand van die land. En God het vir hom gesê, ek gaan kom en ek gaan julle oordeel. Natuurlik, dis nie die vraag wat Habakuk gesoek het nie. Maar dit is wat ons sien in daai gedeelte, is dat God gaan vir Israel oordeel vir hulle sonde en vir wat hulle verkeerd gedoen het. En ons sien dan verder in vers 2, hy sê, Here, toe ek van u roem gehoor het. Wat praat hy van God se roem? Dit is die opdrag wat God hom gegee het. Nie die opdrag nie, maar die woord wat God hom gegee het in hoofstuk 1, dat hy gaan kom om Israel se sonde te oordeel. So, hy sê, so Here, toe ek van u roem gehoor het, toe ek gehoor het dat u gaan kom, en u gaan ons sonde oordeel, is ek met ontzag vervul. En dan sê hy later, u dade, Here, maak dit in werklikheid in hierdie tye. Dis asof hy nog steeds nie die realiteit van God in sy lewe besef nie. Habakuk vra homself, hy sien nie, sodat God gaan nou sy sonde oordeel. En nou vra hy vir God, maak u self duidelik. Maak u dade in werklikheid in hierdie tye. As ons kyk, dan vra ons, wat vra Habakuk vir God om te herleef? Hy sê so, u dade, Here, maak dit in werklikheid in hierdie tye. Wat se werke is Habakuk besig om die Here te vra om duidelik te maak in sy lewe? Habakuk vra vir God om aktief te wees, net soos hy was in die verlede. Die Israeliete het altyd saam met die Here gewandel. Hulle was getroud aan hulle bond met die Here. En nou het hulle van dit afgedwaal. En die Here is nie meer saam met hulle nie. En nou gaan God kom en hulle oordeel. En wat vra Habakuk? Here, maak u dade 'n werklikheid. Hy vra nie net vir God om te kom en hulle te oordeel nie, maar hy vra vir God, vra hy, Here, kom en wees saam met ons, soos u in die verlede was. God was altyd saam met Abraham, God was altyd saam met Moses, hy was altyd saam met die Israeliete, ten spyte van hulle sonde. Maar hulle het nie meer God erken nie. Hulle het so ver van God afgedryf van hulle sonde, dat hulle hom glad nie meer kon sien in hulle lewe nie. En nou vra ek, Here, ons weet, u gaan kom en ons te oordeel. Maak u dade 'n werklikheid. Moenie net dit duidelik maak dat u ons gaan oordeel nie, maar Here, kom en wees aktief weer saam met ons, ewen wanneer ons u verlaat het. Here, kom
wees saam met ons. En dan sien ons verder daarso, laat dit in hierdie tyd bekend word, onthou om barmhartig te wees, te midde van ontsteltenis. Habakuk pleit by God om barmhartigheid te onthou. Waarom vra Habakuk God om barmhartigheid te onthou? Habakuk vra God om getrou te wees aan sy woord. God sal altyd getrou wees aan sy mense. Maar hierso besef Habakuk nou dat God gaan hulle oordeel vir hulle sonde. Wat gaan gebeur? Gaan God hulle verlaat of gaan God nog saam met hulle wees? Onthou die beloftes wat God gemaak het aan Abraham. Dat hulle gaan altyd 'n nageslag hê, 'n nageslag soos sterre. En nou is God amper op pad om hulle uit hulle land uit te stuur, om hulle uit te dryf oor hulle sonde. En hy vra dan vir God, onthou om barmhartig te wees. Ons weet dat U is regverdig. Ons weet U gaan iets doen oor sonde. Maar Here, onthou om barmhartig te wees, te midde van ontsteltenis. En so daarom vra Habakuk vir God om barmhartigheid of genade te onthou, want God sal getrou bly aan hulle, ewen wanneer hulle ongetrou was aan hom. Dit is God se genade. Dat terwyl hy iets gaan doen oor hulle sonde, gaan God nie hulle verlaat soos hy vir hom verlaat het nie. En ek dink as ons kyk na hierdie boek, dan dink ek ons sien 'n groot voorbeeld reg voor ons oë in die konteks van Suid-Afrika vandag. Wat sien ons as ons Bronkhorstspruit deurry? Wat sien as ons deur Gauteng ry? Wat as ons deur die Vrystaat ry of self na die Kaap toe? Dit is nie wat dit was nie. Glad. Waar is die poskantoor? Waar is die goeie treinstelsel wat Suid-Afrika gehad het? Waar is paaie waar daar actually nie gate in die baie is nie, want die regering is besig om dit te herstel? Waar het ons onderwysdepartement wat actually besig is om mense opvoeding te gee? Waar is ons weermag? Daar is soveel goed in Suid-Afrika, as ons na dit kyk, ons kan kla en ons kan sê, Here, wat is U besig om te doen? Here, sien U wat ons regering besig is om te doen? En ons kan partykeer amper al voel asof God nie ons hoor nie. Ons kan partykeer amper al voel asof as ons kyk na alles wat rondom ons aangaan, dat God sien geweld. God sien sonde en hy doen niks. Ons kan net soos Habakuk voel. En ons kan vra, Here, onthou ons. Onthou om barmhartig te wees aan ons. Here, doen iets vir die land van Suid-Afrika. En ek dink tussentijds is dit wat ons onsself kan herinner, dat God sal getrou bly aan sy kinders. God sal getrou bly aan sy kerk. Ten spyte van wat rondom ons aangaan, ten spyte van die poskantoor wat nie meer daar is nie, die regering wat ons geld steel, ons kan kyk na die Here en ons kan sê, die Here gaan getrou bly aan ons. En soos Habakuk, kan ons vreugde dan in God vind, en nie in ons omstandighede nie. So hy gaan verder aan in hoofstuk 3, en hy sê hierso, toe God uit Teman kom, die heilige van die Paranberge, het sy prys die hemelruim bedek, en sy lof die aarde gevul. Hierso is Habakuk besig met 'n illustrasie. Hy gee ons 'n voorbeeld, 'n prent. Hy het gegaan en hy het gekla oor die toestand van die land. En God het gesê, hy gaan kom en hy gaan hulle sonde oordeel. God sien dit, en God gaan iets doen daaroor. En nou gee Habakuk vir ons hierdie prentjie van God, wat nou afkom van hemel af. Hy kom van die berge af,
en God kom in krag en hy gaan iets doen oor wat aangaan in die land. En so, een ding wat ons hieruit sien is die karakter van God. Al is daar moeilikheid, sal God homself bekend maak. Evenals sit ons, of Habakuk, in watter situasie, God sal kom en hy sal homself bekend maak. Jou eerste, Habakuk sê, so God sal uit die man kom. Habakuk gebruik weer eens 'n prentjie, om te wys dat God sal kom en hy sal saam met sy kinders wees. Terwyl hy God vra om saam met hulle te wandel, herinner hy homself dat God sal weer kom. En wanneer God weer kom, dan sal sy prys die hemel bedek en sy lof sal die aarde vul. God sal homself bekend maak deur om te kom en te oordeel, maar ook om te kom om te red. In die Exodus het God mag gegee oor die Egiptenare vir die Israeliete. En God het vir die Israeliete uit slawerny uitgered, terwyl hy die Egiptenare geoordeel het. En Habakuk gee ons dieselfde prentjie hier, sodat net soos God dit in die verlede vir sy kinders gedoen het, gaan God kom en hy gaan dit weer doen vir sy kinders. En wanneer God kom om te oordeel en te red, sy prys sal die aarde vul. En ek dink as ons hierdie in hierdie gedeelte kyk, Habakuk kyk reeds vorentoe met wat in Christus sou gebeur het. Hy vra God om homself bekend te maak. Verstaan die erns van daai vers. Hy vra God om te kom en homself bekend te maak. Om af te kom van hemel af en saam met sy mense te woon en om sonde te oordeel en sy kinders te red. Ons weet dat God in Christus van sy heilige tempel neergedaal het om by sy volk te woon, om by sy kinders te woon. God het in Jesus sy krag weer bekend gemaak. In Jesus het God onder ons gewoon en sy teenwoordigheid bekend gemaak. Op Golgotha het God sonde geoordeel en sy krag geopenbaar. En hierdie keer toe God afgekom het hy nie gekom om ons vir ons sonde te oordeel nie, maar om Christus te oordeel vir ons. En deur om Christus te oordeel vir ons, het hy ons vrygemaak, sodat ons lewe saam met God kan hê. Wat 'n skandaal dit amper is dat ons liefde so onverdienend kan ontvang. Dat ons as mense so ongetrou en in sonde lewe, dat God beloof dat hy sal afkom om ons te red. En nie om ons sonde te oordeel nie, maar om ons sonde in Christus. Christus het dit op hom gevat, om ons te red. Dit is iets wat ons nie verdien nie. En God ontferm hom oor sy kinders. God is tussen ons, as ons hom sal ontvang, as ons hom wil hê. Dat even ten spyte van swaar kry, dan kan ons hoop in God dat hy sal kom en hy sal met ons wees. Dat hy teenwoordig tussen ons is. En ek dink baie aan daai lied, ek seker baie van julle het dit al gehoor, maar dit sê, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There is light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Daar is lewe soveel beter wanneer ons besluit om na God te kyk en nie wat rondom ons aangaan nie. Daar is lewe soveel beter in God as ons besluit om na hom te kyk in plaas van die feit dat ons nie betroubare paaie het waarop ons altyd kan ry nie, dat dit nie veilig is in die aand nie, dat ons ekonomie besig is om te gaan, dat elektrisiteit opgaan,
In plaas van na al hierdie goed te kyk, kan ons kyk na dit wat God vir ons in Christus gedoen het, dat hy Christus geoordeel het vir ons sonde. En daarin kan ons dan ons vreugde in God vind. So Habakuk gaan verder aan van vers 3 af, en hy beskryf vir ons verder God se karakter. Wie is God? Hoe lyk dit as God kom om homself bekend te maak aan ons? En hy verduidelik hierso dat God se krag is iets wat ons kan sien. Vanaf vers 4, dan sê hy, skitterend soos sonlig was die ligstrale uit sy hand. Daarin het krag geskuil. Voor hom loop siektes en op sy spore volg pla. Hy het gaan staan en die aarde laat bewe. Hy het net gekyk en die nasies laat opspring. Die berge het verbrokkel, die ewige heuwels het laag gebuk, die ewige wentelbane van die sterre behoort immers aan hom. Hierso sien ons, en nog 'n kontras wat Habakuk vir ons kom duidelik maak, is God is iemand wat krag het. Siektes en pla is nie iets wat vir God affekteer nie. Die sterre en die maan, alles buig neer voor God. God is nie geaffekteer deur dit nie. God het krag oor dit. En so hoe sal die aarde reageer wanneer God kom? Wanneer God kom, sal alles sien dat hy oorheers. En selfs sien ons later dat God word nie deur regerings geraak nie. God is bo regerings. Evenals sien ons hoe sleg die toestand van ons regering is, moet ons onsself herinner dat God is bo dit alles. Ons lees verder in vers 13, ek gaan net afspring na vers 13 toe. Ek gaan nie die hele hoofstuk 3 lees nie. Maar as ons weer afgaan na vers 13 toe, dan sê hy, U trek op tot die redding van U volk. U kom tot die redding van U gesalfde. U verpletter koppe. U ontbloot die binneste van die goddelose, van die heup tot die nek. God beloof hier dat hy verpletter die wat besluit om agter sonde te volg. En God sal getrou wees aan die wat regverdig is, aan sy kinders. En so, hoe sal die nasies reageer wanneer God weer kom? Hoe sal regerings reageer? Wanneer God kom, sal almal sien dat God oor die wêreld heers. God is soewerein, hy gee en hy neem weg. Hy verhef en hy bring neer. Hy het instellings en regerings in hulle plek gestel. Ons sien dit in Romeine 13:1-2. Daarso vra Paulus vir ons om aan ons regerings gehoorsaam te wees. Betaal jou taxes, gehoorsaam aan as hulle vir jou iets sê om te doen, doen het. As daar 'n wet of 'n reël is wat hulle wil hê jy moet doen, doen het. Pas dit toe waar jy kan. Ongeag van hulle sonde. God vra ons om ons regering te gehoorsaam. Ek hoef nie hulle te oordeel nie. Ek hoef nie te sê, ja, wat hulle doen is verkeerd. En God sien het, en God weet het, en God het beloof dat hy iets daarin gaan doen. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Wanneer alles verkeerd gaan, en die regerings werk nie uit nie, God heers oor hulle, en ons is God se kinders. As ons in God glo, dan is ons God se kinders. Habakuk gee ons duidelike prentjie dat God in beheer is. Ons sien alle onrein in die wêreld, families wat in mekaar geskeur is, mense wat honger gaan, sukkel om te oorleef tot maandeinde, die agteruitgaan van die onderwysdepartement, alkohol en dwelmmisbruik in skole, diefstal, moord, die lys gaan net aan en aan en aan, en glo my, ons kan nog 'n groot lys maak as ons wil. Ons kan lekker as ons wil op 'n Sondagmiddag gaan sit en heel dag 'n lys optrek van alles wat verkeerd is in Suid-Afrika.
Dalk is dit nie 'n slegte idee om dit te doen nie. Dalk sal ek dit op die kerk my stelsel uitkry om oor dit te kla. Maar wat sal ek vind as ek van die einde van so 'n lys kom? Van al my klagtes, van alles wat ek sien wat verkeerd is. In hoofletters sal ons sien dat God is soewerein. Want soos ek alles kan sien wat verkeerd is, al die onrein, so kan ek sien dat God goed is. Waarna besluit ek om te kyk? Hy is in beheer. En gaan ek besluit om te kyk na wat God mee besig is om te doen? Of gaan ek liewer kyk na wat die wêreld besig is om te doen? Jy is in beheer van wat jy oor sien. Niemand anders is in beheer van wat jy sien. En as dit jou verder van die Here af gaan vat, hou op om jou oop te sit. En so as ons deur hoofstuk 3 werk, dan sien ons 3 redes waarom Habakuk in blydskap reageer. God sal getrou bly aan sy mense, aan sy kinders. Let op, nie Afrikaanse mense nie, nie mense wat Sondag kerk toe gaan nie, mense wat in hom glo. God sal getrou wees aan mense wat in hom glo. In Habakuk 2 vers 4 het God die belofte gemaak aan Habakuk dat God sal getrou bly aan sy mense. En dis ene wat ons blydskap kan gee. Ten spyte van wat rondom ons aangaan, ten spyte van wat rede ek kan vind om te kla, dit kan vir my blydskap gee. Dat as ek in God glo, hy sal getrou bly aan my. Hy sal my nooit verlaat nie. En dan die tweede punt volg op dit. God sal homself bekend maak. Hoe meer ek besluit om na God te volg, na hom te luister, na hom te kyk, hoe meer sal hy homself bekend maak in my eie lewe. En dan derdens dan sien ons God is soewerein en hy is in beheer. Daarom kan ek my vreugde en my blydskap in die Here vind, ten spyte van wat rondom my aangaan. En so ek wil dan net afsluit weer eens met die jou eerste gedeelte wat ons gelees het. Habakuk 17 tot 19. Kom ons vat dit van vers 16 af. Dan lees ons tot vers 19. Toe ek dit hoor, het my ingewande geril. Vir die geluid daarvan het my lippe gebewe. En lamheid het in my gebeente gekom. Ja, ek het daar gestaan en bewe. Want ek moes wag vir die dag van benauwdheid om aan te breek vir die volk wat ons aanval. Alhoewel die vyebome nie sal bloei nie, en aan die wingerdstokke sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my redding. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte. En hy laat my tree op my hoogtes. Habakuk vind sy blydskap in God hierso. Teen alles wat God nou vir hom geopenbaar het, die oordeel wat God gaan bring, alles wat God gaan vernietig, die mense wat hy hulle land uit gaan stuur, om hulle sonde te oordeel. Nou sê hy gaan nog steeds bly wees. Evenal is daar nie vrug aan die bome nie. Daar is nie diere in die stalle nie. Ek sal my blydskap in die Here vat. Let op wat hy sê daar. Dit is nie iets wat half spontaan kom, ek sal wag vir die blydskap om te kom nie. Habakuk het na God gekyk. En hy het iets in God raak gesien en toe sê ek sal my blydskap in die Here neem. Ongeag wat rondom my aangaan. Al het ek niks nie. En ek dink in die geskiedenis van die kerk
dan sien ons dieselfde ding, oor en oor en oor. Dat God se kinders mense is wat vir God volg en hulle blydskap in God se beloftes vind en nie in hulle omstandighede nie. Luister na Hebreërs 11 vanaf vers 13. En ek gaan dit in Engels lees, so. Maar hy praat hier so en hy sê, these all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth, for people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had the opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Reg deur die geskiedenis van die kerk het God se kinders op God se beloftes staat gemaak. En God het beloof dat hy sal kom en hulle sal eendag saam met hom woon en hy sal saam met hulle woon. Wat is dit dan vir ons om iets te soek hier in hierdie wêreld wat perfek is? Ons gaan dit nie kry nie. En God het dit ook nie beloof nie. Maar hy het beloof dat as ons in hom glo en as ons hom volg, dan gaan ons eendag saam met hom wandel in hemel, waar ons werklik woon. En hy sal saam met ons woon. En so ek wil toemaak met hierdie vraag en ek wil onsself vra. Hoe reageer ons as Christene? As ons na die boek van Habakuk kyk, veral hoofstuk 3, dan sien ons dat ons lewenstyl as Christene heeltemal anders moet wees as wat dit op die oomblik is. Hoe lewe jy? As jy 'n kind van God is, dan is jy bly, al het Suid-Afrika niks oor, want die goedheid van Suid-Afrika is nie ons blydskap en vreugde. God se belofte is, hy bly getrou aan ons, selfs wanneer ons ontrou is. Dit is ons blydskap, nie Suid-Afrika nie. En dit is hoe ons reageer as Christene. En so ek vir jou vra, soos ons te maak in gebed, wat is daar in jou lewe, dat wanneer dinge skeefloop, dat jy jou oë van God afhaal? Ek wil elkeen van julle hierdie vraag vra, en vat dit 'n oomblik om daarin te dink. Spandeer tyd daarop, gaan dink dalk vanmiddag meer oor dit. Maar wat is daar in jou lewe, dat wanneer dinge skeefloop in jou lewe, wanneer dit nie uitwerk nie, en jy vind alle rede om te kla, dat jy jou oë van die Here afhaal? Dink julle is nie moeite werd om jou vreugde in God te verloor vir sulke klein oomblik, oor iets wat nie ewigheidswaarde het nie? Dink 'n oomblik daaroor, en vat dit na God in gebed, en hy sal jou hoor. Want hoe kan God nie vir jou hoor? Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons erken voor U, Here, dat ons baie keer gesondig het, wanneer ons oë van U afhaal. Wanneer ons kla oor die toestand van ons land en nie onsself herinner wat ons blydskap in U is. Wat dit is wat U vir ons in Christus gedoen het. Dit wat U vir ons as kinders van U beloof het. Here, vergewe ons daarvan. Here, help my om nie my oë af te haal van U af nie. Help my nie om my oë af te haal van dinge wat nie vir U eer bring nie, Here, maar help my om my oë op U te hou. En ons bid dat U saam met ons sal wees. Kom, Here Jesus, kom. U het beloof om alle dinge nuut te maak, om alle dinge te herstel, en eendag sal U kom en U sal dit weer doen. Here, help ons, dat ons hoop en ons blydskap in U vind. En hier in ons omstandighede. Ons
Spirit in Jesus' naam.